Liewe familie, is altyd lekker om saam met julle te kuier. Het raak nou lank, né? Ons begin nou regtig na mekaar verlang. Hoopelik een van die dae. Soos julle kan sien, is ons op Wolwespruit, hier naby Pretoria, in die natuur vandag. Want baie van ons beleef God net op 'n ander manier in die natuur. En mag God regtig vandag jou ontmoet as ons in hierdie atmosfeer by mekaar is. Ons begin met 'n nuwe reeks volgende week. 'n Kerk na God se hart. Dit beloof 'n uitstekende reeks te wees. Bly asseblief ingeskakel. Baie van julle sal weet dat ons in Plastic View, die nedersetting hier langs ons by die gemeente, 'n verwoestende brand gehad het in die afgelope tyd. En ons was so bemoedig deur mense wat net gebring het en gegee het van hulle self, nie net bydraes nie, maar klere en kos, want honderde mense was dakloos gelaat. En dit het my net weer herinner, hoe belangrik is dit, dat ons moet gee, sodat die werk van die Here gedoen kan word, en die evangelie uitgebrei kan word. Op die skerm sal jy die Zapper kode sien. En as jy op jou foon die Zapper app het, wil jy dit op die Zapper kode skandeer, en dan kan jy op so 'n manier 'n inbetaling maak as jy sou wou. Andersins kan jy ook 'n EFT doen en jy sal die bankbesonderhede op die skerm nou sien. Baie dankie vir elkeen wat so getrou gee sodat ons met die Here se werk kan voortgaan. Maar is heerlik in die natuur en ons gaan lekker saam kuier vanoggend. Maar voordat ons hier op die simboliese Moria uit die Here se woord uit gaan hoor hoe Abraham vir Isak geoffer het, kom ons as gemeente aanbid God drie-enig as Lemaak ons nou gaan lei in aanbidding. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. And I get to live for You. I get to live for You. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. En ek het U lief vir You. Ek het U lief vir You. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus, Jesus, ek bring vir U my ja, wat oorloop van liefde en grote wondere. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief vir You. Ek het U lief vir You. Met alles
alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstaan, het ek U lief. 'n Fransman met die naam van Blondel was 'n waaghals. En wat hy gedoen het, hy het 'n draad gespan tussen die wolkekrabbers in New York. En dan het hy op hierdie draad gestap. Dis waar. Maar die oomblik van sy lewe was toe hy 'n draad gespan het oor die Niagara valle en toe hy van Kanada na die Verenigde State toegestap het. En hy het duisende mense het hom applaus gegee elke keer as hy dit gedoen het. En uiteindelik het hy gestap oor die Niagara valle en aan die ander kant het hy sy broer op sy rug getel en teruggekom. En toe hy by die eindpunt kom, toe sien hy so 'n jong seentjie staan. En die jong seentjie het verskriklik geamuseerd gelyk en hy het vir hom gesê: "Hoorie seun, glo jy dit? Glo jy dat ek dit gedoen het?" Hy sê: "Ja oom, ek het dit met my eie oë gesien." Hy sê: "Oké, klim op my rug." En Blondel het gebukkend gaan staan en gewag dat die seentjie op sy rug spring. En nadat hy lank gewag het, het hy omgekyk en toe was hierdie ouetjie spoorloos. Dis baie keer wat ons doen as ons praat oor geloof, is as Jesus ons op sy rug wil tel en ons wil oor die valle, oor die vallei van sonde met ons stap. En wanneer hy omkyk, dan is ons spoorloos. Ons glo alles van hom. Maar die oomblik as ons dit saam met hom moet doen, dan is ons nie daar nie. Want jy sien, geloof kos waagmoed. Ag, kan ek dit weer sê? Ons moet dit hoor. Geloof kos waagmoed. En dis presies wat Paulus gesê het vir die tronkbewaarder in Handelinge 16 vers 30. Toe hy gesê het: "Wat moet ek doen, Paulus, om gered te word?" En toe sê Paulus vir hom: "Jy moet glo. Dan sal nie net jy nie, maar jou hele huisgesin gered word." So reddende geloof beteken wanneer ek Christus omarm. Onthou, die dade red ons nie. Die dade is maar net 'n bevestiging van ons geloof. Maar geloof, die Grieks van geloof beteken is 'n vaste vertroue, 'n vaste oortuiging van God en sy woord. So rukkie terug op 'n seminaar wat ek aangebied het, vra ek vir mense: "Wie van julle glo in Jesus?" En almal steek hulle hande op. En toe vra ek: "Wie van julle, as jy vandag te sterwe kom, weet jy 100% dat jy saam met Jesus in die hemel sal wees?" Toe is daar net 'n paar wat hulle hande opsteek. Toe kom ek agter, so daar's mense wat sê dat hulle glo, maar hulle glo nie regtig nie. Of glo hulle regtig? Daar's mense wat sê hulle glo, maar hulle weet nie regtig waarin glo hulle nie. So ek wil 'n stelling maak. Geloof vra alles. Is dit waar? Kan dit wees? Kom ons kyk bietjie na 'n geloofsman, 'n geloofsheld, Abraham. Kom ons kyk na sy geloofslewe. En ek wil hê jy moet nou saam met my lees. Miskien kan jy jou iPad, jou selfoon, of as jy die Bybel fisies voor jou het, waar jy voor die skerm sit, maak dit oop by Hebreërs 11 vers 8. So kom ons lees 'n paar verse saam. Vers 8 sê: "Omdat Abraham geglo het,
het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na 'n plek wat hy as erfdeel sou ontvang het. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud was, krag ontvang het om 'n kind te verwek, omdat hy God, wat God beloof het, getrou geag het. Dan vers 17. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, aan wie gesê is, uit Isak sal 'n nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Dan wil ek net 3 versie saam met jou lees uit Genesis 22 vers 1. God het vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek wat God vir hom aangewys het. Vers 10 tot 13. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Wat 'n verhaal. En terwyl ons hier op 'n simboliese Moria staan, vat ek jou eintlik 4000 jaar terug om iets te beleef van die geloof van Abraham. Ek weet nie of julle kinders ook sulke waaghalse is soos myne nie, maar al 3 het so ruk gelede by 'n groot brug gekom waar daar 'n bungee jump is. En toe hulle vir my vra of hulle dit kan doen, het ek gesê, nee, ek spring nie daar af nie. En na 'n lang redenasie het ons agtergekom, eintlik het ek vir hulle gesê, maar ek glo nie, ek vertrou nie daai tou waaraan jou voete vas is nie. Nee pa, ons glo die tou. Wat sal nou die tou kan breek? En op grond van die feit dat hulle geglo het in die tou, het hulle dit gewaag om daar af te spring en die tou het hulle gehou. Hoor jy iets van geloof? En die Hebreërbrief in hoofstuk 11 skryf baie van geloofshelde. Hy skryf van Abraham natuurlik, maar ook van Henog en van Abel en van Noag. Maar Abraham is 'n bitter belangrike geloofsfiguur. Abraham het gelewe in 2165 tot 1990 voor Christus. En eintlik het hy in 'n heidenhuis groot geword. Sy pa Tera het hom besig gehou en ander gode gedien. Maar toe kom God en hy klop aan Abraham se deur. Hy het vir Abraham gekies om sy volk weer te laat opstaan na die sondeval. Want Abraham moes in geloof hierdie volk help om weer te kom op die plek waar God hulle wil hê. Want jy sien, God se plan was 'n modelgeloof, 'n voorbeeld van geloof. Maar Abraham het 'n geheim gehad. Ek wil amper sê dis van die belangrikste dele van hierdie boodskap, is hierdie geheim. Die belangrikste deel. Abraham se geheim was, hy het God geken. Hy het geweet wie God is. Hy het God se karakter geken. Hy het geweet hy kan God maar vertrou. Die Hebreëse woord is yada, wat beteken hy was in een gevleg met God. Onthou jy, God het vir hom gesê, hy is sy vriend. Hy het naby God geleef. So Abraham het 'n A+ geloof gehad. Hy het 'n 5-ster geloof gehad. Maar hy het ook 'n lewe van geloof gehad. Wil jy nie net dit gou raak hoor nie?
Soos wat God 'n plan gehad het met Abraham, so het hy met jou ook 'n plan. God het 'n plan met jou lewe. Hy klop aan jou deur, hy klop vandag aan die deur van jou hart, om te sê, volg my in geloof. Maar Abraham se geloof was nie sonder toetse gewees nie, hoor. In vers 8 van Hebreërs 11, hoor wat sê hy? Hy sê, althans van Genesis 22, hy sê, trek uit jou land uit. Ja. In die oomblik toe God praat, toe luister Abraham en hy reageer. Jy sien, dis 'n geloofsreis. Abraham het nie 'n brosjure gehad van hoe sy nuwe land gaan lyk nie. Hy het verseker nie 'n ligfoto gehad nie. Hy het ook nie 'n adres van 'n estate gehad nie. Hy het nie 'n straatadres gehad nie. Hy het niks gehad nie. Hy moes sy land, sy familie, sy goed, sy mense, alles agterlaat. Wat 'n toets. Dis hoërgraad. Want jy sien, teen alle hoop in, bly hy glo. Hy bly vashou. Hy bly volhard. Hy bly positief. Ek weet die Grendeltydperk raak nou lank. Ek kom agter mense trek psigies, emosioneel baie swaar. Maar ek wil jou vandag aanmoedig. Ons moet kyk met 'n toekomsgeloof. Sê Filippense 4 vers 13 nie, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek bedoel 'n ou soos Job het gesê, al vergaan my vlees, ek sal God sien. Iemand soos Dawid het gesê, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hoor dit vandag. God sê, daar sal nie 'n haar van jou kop afval sonder dat hy daarvan weet nie. Dis die geloofspad. Hy moes alles agterlaat. Asof hy wil sê, jy moet die wêreld los. Jy moet dit wat jou vashou los. 'n Geloofspad beteken en dit vra om afstand te doen van alles wat familier is. Van alles wat moontlik bekend is. Van alles wat kosbaar is vir jou. Van alles wat sigbaar is. Hy sê, los die wêreld. Johannes sê dit so mooi. Hy sê, moenie lief wees vir die wêreld nie. Want iemand wat lief is vir die wêreld, het nie die liefde van God in hom nie. Paulus sê aan die gemeente in Galasiërs, sê hy, hoor hierso, moenie so geïnteresseerd wees in die wêreld nie. Moenie laat die wêreld 'n wurggreep op jou het nie. Jakobus sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God. En Jesus sê, jy moet jou pa, en jou ma, en jou goeders, en jou dinge agterlaat, en jou kruis opneem, en hom volg. Sjoe, dis 'n toets. Ek weet nie wat se toets het jy in hierdie tyd nie. Ek weet nie wat is op jou pad, waaroor praat God met jou. Miskien om iets weg te gee. Miskien om iets radikaal vir iemand te gaan doen. Maar God vra 'n geloofstoets, 'n tree wat jy moet gee. Of miskien lyk jou toetse anders. Miskien het jy jou werk verloor en jy moes dit prys gee. En dit is vir jou moeilik. En dit het veroorsaak dat jy in 'n finansiële krisis is of dat jy minstens finansiëel swaar trek. Ek weet nie of jou toets verhoudings is of miskien iewers 'n familieding wat skeef geloop het nie. Ek weet nie of jou toets is dat jy miskien die COVID-19 virus gekry het. Of van iemand naby jou weet wat dit gekry het. Of iemand aan die dood afgestaan het wat dit gekry het nie. Ek weet nie. Maar wat ek weet is, in jou toets, hou vas aan die God van Abraham wat jy ken. Hou vas in geloof en volhard daarin. Ek hoor so 'n mooi storie wat my hartsnare geroer het hierdie week.
'n oom van 85 jaar en sy vrou is 82. En in een dag word beide van hulle siek met die virus. En een lê in een hospitaal elders in Pretoria. En die tannie lê in 'n ander hospitaal. Wat 'n toets. Hulle is 50 jaar getroud. In een oomblik, in een dag het hulle lewe totaal verander. Maar die verpleegspersoneel sê, dis vir hulle so mooi, hoe hulle deur hierdie toets gaan, hoe hulle vir mekaar WhatsApp stuur met hartjies, rooi harte, om te sê, ons is lief vir mekaar, want ons hou vas aan God, ons bly in geloof lewe, totdat God se wil in ons lewens uitspeel. Abraham leer ons vandag, kom ons laat die wêreld agter, dit wat ons vashou, dit wat ons terughou, en ons gee die geloofstree waarna God toe ons wil vat. Maar daar was ook krag in Abraham se geloof. Abraham het vir Isak op die altaar vasgebind. Genesis 22 vers 9. Julle, dit moes verskriklik gewees het. Dis aan baie gevra. Ek bedoel, hy het 90 jaar vir hierdie seentjie gewag. En ek weet, Abraham en Sarah kon nie kinders gehad het nie. Dit was onmoontlik. Maar wat gebeur? Abraham hou vas in geloof aan dit wat God gesê het, want onthou sy geheim, hy het God geken. En die krag van sy geloof het die onmoontlike moontlik gemaak. Dit het die belofte van God waargemaak, dat hy 'n seun sal hê, en sy nageslag sal soos die sand van die see wees. So teen alle hoop in, bly hierdie man glo. Hy bly positief. Hy weet God se beloftes word nie noodwendig op menslike vlak waar nie, maar God gebruik mense as kanale waardeur hy sy geloof laat waar word. En weet jy wat sê hy in Hebreërs 11? Hy sê, Abraham, ek is nie skaam om jou God te wees nie, want ek bou vir jou 'n nuwe stad. Ek berei vir jou 'n volgende stad voor. So Abraham, ek is nie skaam dat mense weet, ek is jou God nie. Kom skets gou 'n scenario. Argumentsonthaalwe, die vyand, die duiwel, staan voor God se troon en sê vir God, jy word in 'n verleentheid gestel met hierdie mense. Kyk hierdie mense van jou, kyk hoe min geloof het hulle. Dis vir jou 'n verleentheid. En dan sal God opstaan en hy sal sê, hulle is alles behalwe vir my 'n verleentheid. Hulle is my kinders. Ek het my seun gestuur vir hulle. En ek gaan saam met hulle die pad stap. En ek gaan hulle eendag haal om by my te wees. Hulle gaan saam met my op die troon sit. En ek gaan hulle seën en seën en seën en nogmaals seën. Wow, is dit nie amazing nie? Dis die God wat ek en jy aanbid. Want jy sien, Abraham het 'n beloning gehad. Hy het baie meer gekry as waarvoor hy gevra het. Jy kan maar gaan lees in vers 12. Nou, ek weet nie wat se Niagara brug jy moet oorsteek nie. Ek weet nie wat se berg lê voor jou nie, wat se toets nie. Ek weet nie teen wat se kraans moet jy miskien opklim om oor hierdie krisis van jou te kom nie. Maar wat ek weet is, soos wat God vir Abraham die krag gegee het as ou man om 'n kind te verwek en daai belofte waar geword het, net so gaan God vir jou die krag gee om die voetpad oor die berg te vind. Net so gaan God jou geloofsoog oopmaak en vir jou krag gee om aan die leer vas te klou totdat jy oor jou kraans is. Net so gaan God die bungee jump tou styf om jou vasmaak, gespe met sy geloof, sodat dit nie vir jou nodig is om bang te wees nie, en dat jy net sal spring, want jy sal weet, op die regte tyd sal God die ram voorsien. Maar Abraham het ook 'n bewys van sy geloof gehad. Hoor wat sê Genesis 22 vers 3. Hy sê, vroeg
die volgende oggend. In ander woorde, God het met Abraham gepraat. Hy het nie daaroor geredeneer nie. Hy het nie navorsing gaan doen daaroor. Hy het eers gaan kyk wat is die pad op 'n GPS ingesit of iets gegoogel nie. Is dit nie 'n bewys van sy geloof nie? Hy het onmiddellik, hy het met niemand gepraat daaroor nie, behalwe met God. Ek sou sê hierdie was die finale bewys van hierdie man se geloof. Maar ek wonder hoe het hy gevoel. Ek wonder hoe het hy gevoel toe hy op in die bergstreek Moria kom en hy sien 'n berg, wel soortgelyk amper aan hier waar ons nou staan. En hy moet sy seun gaan offer. Kyk, hy het offers geken hoor, want hy het baie keer moes hy 'n sondebok bloed opsprinkel en hy moes dit in die wildernis instuur sodat die volk se sondes vergewe kan word. En daai bok moes hy weer offer. Hy was vertroud met offers, maar nou sy seun Isak. Ek bedoel, die belofte moes deur hom vervul word. Sy droom dat mense sal wees soos die sand aan die see en die sterre in die hemel so baie, gaan aan skerwe lê as die mes sy nek geraak het. Abraham kon waarskynlik dit nie, hy het dit nie geglo. Toe hy die mes optel en die engel van die Here sê, Abraham, ek het gesien dat jy God liefhet. Daarom was dit nie nodig vir Isak om te sterf nie. Want daar was 'n ander lam in die plek van Isak gestuur. Die lam met die naam Jesus, wat die volmaakte offer gebring het, sodat ek en jy saam met hom in die hemel kan wees. Die bewys van my en jou geloof, die gehoorsaamheid soos wat Abraham gehad het, is om te sterf. Nie soos Isak amper op 'n altaar of soos Jesus aan 'n kruis nie, maar is om te sterf aan onsself. Dis om te sterf aan my eie drome, aan my eie ideale, aan my eie agendas, dat ek nie meer sal staat maak op my eie intellek of op myself nie, maar dat ek in geloof sal loop. Want jy sien, soos die Engelsman sê, baie van ons het cheap talk. Ons sê dat ons glo, maar bewys ons dade dat ons glo. Die toets waarin jy miskien moontlik nou is, het jy miskien al gevra, Here, hoekom? Waarom? Wat? Hoekom? Is dit nie onregverdig nie? Abraham kon dit ook vra. Maar in die woord staan daar, Abraham het dit nie met God, het dit nie met mense bespreek nie, want God het gesê. Jy sien, as God met jou praat, dan doen jy, dan gee jy die tree. En Abraham se geloof was uiteindelik nie op sy omstandighede nie, maar op God. Daarom moet my en jou geloof nie in hierdie tyd op ons omstandighede wees nie, maar in die God wat ons ken. Natuurlik is daar vyande van ongeloof. Ongeduld is een van hulle. Abraham het gewag totdat God voorsien. Ek en jy is baie keer haastig. Ons wil dit nou hê, ons wil dit nou doen, ons wil nou die antwoord hê. Wag, in geloof. God sal die ram op die regte tyd voorsien. Maar ongeloof is ook 'n vyand van geloof. Want jy sien, ons sê mos altyd, sien is glo, is dit nie waar nie? Nou ja, Sarah en Abraham kon nie kinders gehad het nie, dit was onmoontlik. Joshua kon nie Jerigo se mure laat val nie, dit was onmoontlik. En tog, omdat hulle vasgehou het in geloof, het God die onmoontlike moontlik gemaak. God vra van my en jou in hierdie tyd van geloof, op jou geloofsreis en op my geloofsreis, om die wêreld agter te laat. Om dit wat ons vashou, sodat ons nie in geloof voluit kan gaan, agter te laat, te los, te breek daarmee. En dat ons positief, geduldig, volhardend, die geloofspad saam met God sal stap. Net soos wat Abraham
geglo het. En ek glo saam met jou met verwagting dat God uitkoms gaan gee in jou lewe. Inteendeel, ek glo dat God die onmoontlike kan doen, want hy is die God van die onmoontlike. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die geallieerdes skerpskutters gaan uitsniffel. En hulle het in almal se huise ingegaan met flitsligte. En toe hulle in een skerpskutter se lig se huis kom, toe flits hulle teen die muur en toe staan daar die volgende: Ek glo in die son, al skyn dit nie. Ek glo in liefde, al beleef ek dit nie elke dag nie. Ek glo in God, al praat hy nie, want ek ken hom. Ek vat jou 2000 jaar terug na die offer. Naby die Moriaberg, 'n klip gooi ver. Is daar 'n ander heuwel. Die heuwel se naam is Golgotha. En op hierdie heuwel was dit nie vir Isak nodig om te betaal met sy lewe nie. Want Jesus het gekom. Hy is die volmaakte offer wat hy gebring het, sodat ek en jy in die hemel kan wees saam met hom. En dat al ons sondes vergewe kan word. Dit was die volmaakte offer. En dis daardie offer wat ek en jy vandag kan herdenk. Ons kan daardie offer vier. Ons kan sê, Here, dankie dat nie Isak of ons op die altaar hoef te gelê het nie, want U het gelê. En omdat U die volle prys betaal het, is ons ook bereid om ons lewens af te lê en in onsself te sterf. So as jy nou die brood het, daar by jou, deel dit met jou gesin, want jy sien, die brood wat ons breek, is die liggaam van die Here Jesus. En dis gebreek vir ons, dis gekrummel vir ons. Maar as jy dit eet vandag, dan kan jy glo, jy kan weet dat die offer volmaak was, en dat dit voorsoening gebring het vir al jou sonde. Eet dit saam met my. Here, dankie vir U liggaam wat gebreek is, sodat ons vry kan wees van dit wat ons vashou. En as jy die druiwesap by jou het, die bloed van Jesus wat gedrup het van Golgotha af, dit is die versoening vir ons sonde. Dit steek ons sonde weg, dit was ons sonde weg. Drink uit hierdie beker saam met my. Glo dit wanneer jy dit drink. As jy dit proe, weet dat dit deel word van jou liggaam en dat Jesus volkome vergewe. Jesus, dankie vir U bloed wat gestort is en dankie dat ons vergewe kan wees. En so dankie dat U die offer ten volle betaal het. Daarom neem ons vandag 'n besluit. Ons kies om die wêreld wat agter is te los en U met volgehoue, volhardende geloof te volg. Mag jy geseënd wees daar waar jy is. Mag God se seën en God se teenwoordigheid by jou wees. Mag Jesus se offer vir jou 'n realiteit word. Maar mag die Heilige Gees jou help, sodat jy oorgegee sal wees, oorgegee sal lewe. 'n Lewe wat vir God aanneemlik is. God seën jou.